promise keeper, light in the darkness. Tell him he's your way My maker. God, that is who you are. Vertel die Here wie hy is. He's a way maker. Waymaker, miracle worker, He's a promise keeper. keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are, That is Jesus. who you are. That is who you Hallelujah, hallelujah. Father, we bless you. Hallelujah, Jesus be the name. hallelujah. Jesus be the name. Here That ons aanbid gets U. all the glory. Jesus be the name. Jesus be the name. Jesus be the name that gets all the glory. There's something about your name. Something about the name of There's Jesus. just something about your name. There's something about the name of Jesus. There's something about your name that makes me cry. Oh, there's something about your name. 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 Oh, that makes me cry. There's just something about your name. There's something about your name. There's just something about your name. There's something about your name. There is something about your name that makes me cry. There is something about your name. There is something about your name. Oh, Jesus. Yeah, Jesus. There is something about your name. There is something about your name. Oh, something about your name. There is 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 no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, your word is no other name. There is no other name. There is no other name. There is no other name. Jesus, you're worthy. There is no other name.
wil vanoggend vir die kerk van die Here sê, ek staan hier, ek sien die trane van u wat loop. Hanna kon ook nie regtig praat nie. Maar die Here het haar trane gesien. Die Here sien vanoggend. Want die Here ken ons. En as die Here instap, dan verander dit omstandighede. Kom ons gee God 'n prys. Prys die Here. Amen. It's all about you. It's all about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. Dis net die It's Here. all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. Here ons aanbid U. It's all about you. All about you, Jesus. It's all about you, Jesus. All about you. It's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's not about me, Lord. It's not about me, but it's all about you. All about you, Jesus. It's all about you. It's not about me, Lord. It's not about me. It's all about you, Lord. It's all about you. It's not about me, Lord. It's not about me, Jesus. It's all about you. All about you, Jesus. It's all about you. It's not about me, Lord. It's not about me. All about you, Lord. It's all about you. Here ons aanbid U. It's all about you, Jesus. We bless you, Jesus. All about you, We worship you, Jesus. all about you, Jesus. All about you, Jesus. About you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you. All about you, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Dankie, Jesus. Dankie, Here, ons eer U. Ons aanbid U, Jesus. Ons loof U, ons eer U. Baie dankie, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
volk van die Here amen sê? Kan die volk van die Here amen sê? Nou ek groet vanoggend die Sondagskool in ons midde. Groet vanoggend die jong mense, groet vanoggend die jeug. Ek groet vanoggend die worship team. Ek groet vanoggend die geestelike hiërargie van ons kerk, van ons diakens tot by ons evangeliste. Ek groet vanoggend besonder ons besoekers oor die Swieg en sy eggenote vanoggend, Suster Ellen, dankie dat julle gekom het. Dink ons het nou die oggend vlugtige gesprek gehad en julle sê jy sal dalk die inhardloop, dankie dat julle vanoggend gekom het. Vanoggend spesiale groete aan ons herderspaar, juffrou, pastor, weer eens. Ek is nederig vanoggend om namens u hier te staan om te sê, so sê die Here van die leerskade. In fact, vanoggend is een van die oggende wat ek meer as ooit besef my onvermoë om te gaan met die woord van die Here. En my hart is week as gevolg van wat ek hoor wat die Here vir die volk wil sê. Ek luister in die afgelope 2 weke na wat in die atmosfeer is. Pastor preek die oggend oor Hagar, wat 'n vreemdeling is. En net so as 'n side note, pastor sê die Here vir my, dat die gaan baie Hagars vreemdelinge hier instap, en hulle gaan swanger hier instap. Ons moet hulle ontvang, en hulle nooit wegwys nie. Hulle kom net hier in om geboorte te gee. Maar dan moet hulle teruggaan, waarvanaf hulle kom en hulle moet daar onderdanig gaan wees. Ons moet nie kwaad vir hulle wees as hulle moet gaan nie. Dit moet ook hierin beïnvloed hoe ons hulle ontvang as gevolg van ons weet die feit dat hulle weer moet gaan. Die doel was nooit vir hulle om te bly. Ek hoor in die atmosfeer, Brother Ashley, die vorige week, en hy sê, hy doen 'n demonstrasie, en hy vra vir die volk om te kom spring, en vir die Here te vra wat op hulle harte is. En ek kyk na die opgewondheid en die manier hoe mense spring, en ek besef hier's 'n behoefte. Brother Henry kom in die week en hy praat oor moenie hoop opgee nie. Evangelis Kleinsmid kom en hy sê wag jou beurt af. En ek kyk na myself en ek besef ek het 'n baie stadige begin in die jaar gehad tot die punt toe wat ek myself nie verstaan nie. En as ander wat my begin vra, maar nou, waar is jy? Wat gaan met jou aan? En na pastor preek, nou die oggend, doen ek bietjie introspeksie, en ek kyk na myself, en ek besef my ek is swanger. Omdat ek nog nooit self met swangerskap te doen gehad het nie, moet ek met die Here oor praat en ek besef, dit blyk vir my, ek is in die 2de trimester van my swangerskap. Tien oor 4 Vrydagoggend praat die Here met my oor die ding. En terwyl ek vir die Here vra, maar Here, wat gaan ek vir die volk sê? Want as ek oor die volk van die Here kyk, dan klink dit vir my dat die volk gaan deur 'n tyd waar die volk wonder of u nog na hulle luister. 10
voor 4 in die oggend, Vrydagoggend, sê die Here vir my, Jesaja 43 versie 19. Kyk, ek gaan iets niets doen. Dit staan op die punt om te gebeur. Julle kan dit al reeds sien kom. Ek maak in die woestyn 'n pad. En ek besef dat die Here praat met die volk oor die gedagte uit die agtergrond het dat die volk in Jesaja 40 moedeloos begin raak. Tot die punt toe waar die volk sê dat dit lyk vir my dat die Here ons verlaat het. Dit lyk vir ons as die Here van ons vergeet het. Dit lyk vir my of daar ander gode is wat beter na ons gaan luister. Maar die volk besef nie waarna toe die Here op pad is. Maar terwyl ek met myself die gesprek het oor waar ek myself bevind, vat die Here my na 'n ander gesprek toe tussen Job en sy vrou in Job 2. En sy kom by hom aan en sy sê vir hom, kyk na jou. Kyk hoe lyk jy. En sy doen dit uit die agtergrond van die feit dat Job op die ashoop sit. En die gees van die Here maak die prentjie in my oop. Hy sê vir my van waar Job sit. Sit hy op 'n hoogte en hy kan sien waar sy landerye eensmaal was en dit is afgebrand. Job kan sien waar sy vee op 'n stadium gewy het in die duisende van hulle, maar daar's niks, daar's droogte. Job kyk na die huis wat hy gehad het en dis plat gestoot, dis verwoes. Wat het erger maak is van waar hy sit, kan hy sien die grafte van sy kinders wat gesterwe het. Maar terwyl hy daar sit, kan hy ook sien dat sy vriende se lande in oestyd is. Hy sien hoe hulle gereed maak om te oes en dat hulle oes mooi is. Hy sien dat hulle vee het nou net geboorte gegee en hulle het vermenigvuldig. En hy daai agtergrond uit later in die teks vervloek hy sy geboortedag. Maar terug by die gesprek van Job en sy vrou. Die Heilige Gees sê vir my, daar's een ding wat Job se vrou uitlaat uit die gesprek. Sy's onbewus van 'n gesprek tussen Jesus en die aanklaer aangaande Job. En op sy onbewus is van daardie gesprek, is sy onbewus van die belofte van die Here. En ek kyk na myself vir 'n oomblik en ek vra, Here, wat as ek deurmaak wat ek huidiglik deurmaak as 'n gevolg van 'n gesprek tussen U en die aanklaer aangaande my, en ek moet deurmaak wat ek deurmaak sodat ek geboorte kan gee aan iets nuuts. Ek wonder dalk vanoggend of die Here van my vergeet het. Maar consider dit net vir 'n oomblik. Dat daar mag dalk 'n oomblik gewees het en ek vat die vinnig terug na die gesprek toe. Die Here vra vir die aanklaer, waarvan af kom jy? Hy sê ek kom van 'n swerftog af. En die Here vra vir hom, op jou swerftog het jy opgelet na my knegt Job. Maar uit daai gesprek uit sê die Here,
Die aanklaer sê, hy kan vroom wees, want hy het mos nou alles. Maar kom ons toets gou, of hy nog gaan dien. Kom ons kyk gou, of hy nog gaan dien. Maar die Here sê vir hom, man, doen met sy liggaam wat jy wil. Maar sy siel is myne. By implikasie die belofte, dat jy kan in hierdie liggaam, die sterflike maak net wat jy wil, maar solank hy by my staan as sy siel. Paulus bevind hom op 'n skip, en hulle kom by mooi havens aan, en hy sê vir die bemanningslede, kom ons oorwinter hier. Dit is nie veilig vir ons om hier vanaf te trek nie. Maar die kaptein kyk na sy boot en hy sê, my boot is Titanic. Daar's 'n stuurwiel, daar's 'n radder, daar's 'n kompas, alles is in plek, ek behoort dit te maak. En by soveel geleenthede, dan beplan ons goed. Ek het die persoon ontmoet en ek besluit, ek gaan nou trou, en op daai stadium lyk alles rooskleurig en dit lyk mooi, en my planne is beraam. Ek het besluit, ek gaan my werk los van my planne is beraam. Ek het besluit, ek gaan dit doen, ek gaan dat doen. Ek het in berekening geneem dat alles in plek is. Maar na ek alles in plek gesit het, gebeur wat die man van die Here voorspel het, gaan gebeur dat die boot gaan omkom. En my droom, my beplanning lê in flarde. Die skrif sê tot die punt toe waar die bemanningslede op die wrak van die skei aan die ander kant moes uitkom. Maar daar was 'n belofte. Die boot mag dalk, maar dan gaan jy 'n verlies van lewe wees. En ek sit vanoggend en ek kyk na myself en ek sê, ja Here, my beplanninge lê vanoggend dalk in flarde. Ek dryf vanoggend op die stukke van my drome na 'n koers toe, maar ek moet vanoggend op U vertrou, dat U my gaan uitbring waar ek moet uitkom, en my droom het net in flarde geval, sodat waar U my uitbring, dat ek kan geboorte gee aan iets niets wat U al reeds beplan het. Die Here sê in Jeremia 29:10, ek gaan jou vir 70 jaar in Babylon plaas. Ballingskap, 'n moeilike plek om by te wees. Maar die feit dat die Here 'n jaargetal noem, sê vir my, dit is nie 'n oneindige tydperk wat ek daar gaan wees nie. Wat ek nou deurmaak, gaan nie vir ewig wees, dit is net vir 'n tydperk. Want die Here sê in dieselfde teksgedeelte, die Here sê in dieselfde tydsgedeelte, dat wanneer jy klaar deurgemaak het, wat jy deurgemaak het, gaan ek jou huis toe bring, want ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande jou koester. Dis die belofte wat die Here het. Maar om vir my hierdie gedeeltes saam te vat en vanoggend vir die volk te sê, bly in afwagting van die Here is wat Caleb doen in Joshua 14. Wanneer op 'n stadium vir Joshua sê, Joshua, ek is so sterk soos ek was toe Moses my gestuur het om die land te verken. Ek is 86 jaar oud, maar ek is nou gereed om besit te neem van wat die Here vir my eenkant gesit het. Met ander woorde, ek is nou gereed na 86 jaar om geboorte te gee aan iets niets
wat die Here vir my beloof. Ek praat met die Here oor hierdie jaar getalle. En die Here sê vir my die ding, hy sê vir die volk, ons gaan nie almal saam swanger wees nie. Ons gaan nie almal saam geboorte gee nie. Maar wanneer iemand anders se tydperk aanbreek om geboorte te gee, wees bly saam met hom. Wees net 'n bietjie geduldig, jou tyd gaan aan. Hou net so 'n bietjie vas, jou tyd gaan aanbreek. Die belangrikste ding, pastor, wat die Here vir my sê is, by geleentheid sê hy vir Joshua, vat vir jou klipmesse en besny die volk, want die wat die original belofte gehoor het voor die volk uit Egipte uit getrek het almal uitgesterf en hulle het nooit 'n beloofde land gesien. Maar die Here sê aangaande die volk, die Here sê aangaande die huis van 'n deurbraak, dat julle sal nie uitsterwe voordat julle die belofte van die Here in besit geneem het. Ek los dit vanoggend in die atmosfeer, dat wanneer die Here praat van ek gaan iets niets doen, om dit in perspektief te plaas, iets wat ek nog nooit gesien het nie, wat in my hart nog nooit opgekom het nie. Met ander woorde, daar's geen manier hoe ek dit kan verbeel nie, maar daar's een belofte, dit gaan kom. Dit gaan gebeur. Volk van die Here, ek maak klaar. Terwyl ons in die tyd van Pinkster loop, en die volk van die Here week is en wonder, of die Here dalk van u vergeet het, hoor wat die Here vanoggend sê, hy staan gestand by sy belofte. Die volk van die Here, in die atmosfeer is die swangerskap aan nuwe dinge, nuwe gawes wat die gaan opspring, nuwe dinge wat vir mense gaan gebeur. Ons kan dit al sien gebeur. Wees geduldig, wag jou tyd af, bly by die Here, want dis die een ding wat die duiwel en die aanklaer vir die Here sê aangaande Job. Hy sê dis maklik om te dien terwyl hy gee en terwyl hy het wat hy moet het. Maar wanneer jy iemand is wat vanoggend die sit en voel, ek het nie wat ek moet het nie. My drome lê in flarde. Ek is nie waar ek moet wees nie. Ek is nie waar ek wil wees nie. Die Here staan vanoggend en die Here gee die belofte aan die volk. Ek gaan iets niets doen. Julle kan dit al smaak. Dit gaan gebeur. As daar iemand is wat vanoggend soos ek voel en sê, Here, ek is in afwagting en ek weet ek was dalk ongeduldig. Here, ek het begin bid en ek het moed opgegee en ek het gedink jy het my verlaat. Vanoggend wil ek op niets aan u commit. En vir u sê te midde van die feit dat dit vir my gelyk het, dat u van my vergeet het, ek vanoggend weer besef ek moet nog 'n klein bietjie vasbyt. Here, as ek dalk u belofte vergeet, ek klou ek vanoggend opnuut aan die beloftes daar nou geleen het. Ek vra die worship team sing vir ons iets. En voor pastor gaan, kan pastor vanoggend in hierdie atmosfeer vir die volke gebed doen. As daar iemand wat vanoggend staan soos Caleb staan en sê, Here, ek is gereed om geboorte te gee. Oh, Jesus.
En ek besef dat my swangerskap dalk moeilik gaan wees, Here. Maar ek is nog steeds bereid om te wag. Ek is steeds bereid om by U te staan, want ek maak staat op U beloftes. Ek die eerste een wat vanoggend hier staan en ek laat vanoggend toe. Thank you, Jesus. Dat die Here doen wat die Here He's all I need. Stap vanoggend He's all I need. in geloof vir hierdie oomblik. Jesus is all Kyk, I need. ek gaan 'n nuwe ding doen. 'n Direkte woord. Kyk, ek gaan 'n nuwe ding doen. 'n Direkte woord. Jy en ek is ingesluit wat as getuiedraers van hierdie nuwe dinge sal wees. Die boodskapper kon vanoggend heeltemal iets anders gepreek het. Maar reg in die begin van hierdie diens het ek die oortuiging gekry dat die Here sal iets nuuts doen. Of die Here het dit alreeds gedoen. Ek sê die Here het dit alreeds gedoen. Die boodskapper bevestig dit. En vanoggend wil ek vir u sê, moet dit nie ligtelik vat nie. Ek wil hê u moet ernstig wees. Moet u nie dit ligtelik vat nie. Wat hier bevestig was nie. Vat hom van die toneel af weg. Vat die woord wat die Here deur hom gespreek het. En vat dit vanoggend in die naam van die Here. Ek staan hier, Here, as die gesand wat u genade gegee het. Het my geroep, Here. Nie omdat ek beter is as ander nie. Maar vanmôre gee u my genade om in lyn te kom met hierdie woord en die opdrag en die assignment uit te voer wat u wil hê ek moet vanoggend doen. Ons kon nie hierdie oomblikke genoegsaam beplan het nie. Dit was reg van die begin af deel van u plan gewees. Nou kom ek in gehoorsaamheid. Ek kondig nuwe dinge aan in die naam van die Here. Ek kondig nuwe geboortes aan. Ek kondig nuwe deurbrake aan. Ek kondig nuwe lewe aan. Nuwe visies, nuwe sieninge, nuwe openbarings in die naam van die Here. Die ou dinge het verby gegaan. Dis verby. Dis verby. My seer is verby. My hartseer is verby. My vernedering is verby. My beledigings is verby. Halleluja. Halleluja. Dis verby, Here. Dis verby, Here. Dis verby, Here. Die smart van my jonkheid, die smart van my volwassenheid, die smart van my ouderdom is verby.
Die horlosie tik vanoggend. Kondig 'n nuwe dag aan. Halleluja. Nuwe geboortes. Nuwe dinge. Halleluja, ek sien hoe die Gees van God jou vat. Hy vat jou van jou ashoop af. Hy vat jou van jou lodibar af. Vat jou van jou smart af. Hy het nog net vir jou verneder. Maar die Here is besig om die tafels te draai. He will turn the tables on your behalf. Halleluja. Halleluja. Die sê goed van mense. Omtrent jou verander nou. Die sê goed van die familie. Aangaande jou verander nou. Die Here het my gesalf om die gevangenisse vry te spreek. Die kettings wat jou gebind het, nou los te breek. Hierdie slotte wat jou toekoms tot nou toe gebind het, hulle het jou vasgemaak, maar die Here sluit dit nou oop. Hy sluit dit oop. Hy sluit dit oop. Hy sluit dit oop. God sluit dit oop. Hy die sleutel in sy hand. En hy sluit dit vanmôre oop. Die binding is in die verlede. Die vervaldatum het aangebreek. Sê die vervaldatum het aangebreek. Alles wat begin moet eindig kry. Dit het vandag einde gekry. Dit het end gekry. Jou swaar kry het tot die einde gekom. Jou gebedslewe kom nou weer terug. Jy bid nou weer soos nooit tevore. Jy dien nou weer soos nooit tevore. O Jesus, hy tel jou op uit jou swakheid uit. Van hierdie ashoop af dra die Here jou. Hulle wat 'n metgesel tot nou toe was, met wie jy jou stories gedeel het, sal nou 'n ander jy wees, wat môre en oormôre met hulle gaan praat. Hoe het jy dit reg gekry? Hoe het jy dit reg gekry? Die Here het in die huis gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek maak alles nuut. Alles is nuut. Alles is nuut. Vader, dankie dat alles vanmôre nuut is. Ek bid 'n seël van bloed af oor ons hele wese, vir al hierdie gedagte, hierdie gees, hierdie liggaam. Ons begin nou voel dat dinge nuut geword het in ons binneste. Ons begin nou voel, en ons begin nou nie net voel nie, maar ons sien nou, hier is nuwe dinge, hier is nuwe uitkomste, hier is nuwe deurbrake, hier is nuwe openinge, hier is nuwe krag, hier is nuwe, Here, ons prys U. Ek kom uit. Ek moet die deur kom, U moet die deur kom, U moet die deur kom, U moet die deur kom. Ek stap met lus en ek stap met oorwinning. Ek breek los soos 'n dapper vrou, 'n dapper man. Die Here is my herder. Die Here is my rots. Die Here is my bergvesting. Die Here is my beskermer. Die Here is my leidsman. Die Here is die Here van ewig en vir altyd. Bly God. Kyk, ek maak alles nuut.
Stap vanmôre weg. Sê jy vir jouself, die Here het dinge kom nuut maak. Amen. Ek is 'n nuwe mens. Halleluja. Gaan nie toelaat dat die verlede my vashou nie. Ek is in 'n nuwe dimensie. Ek is in 'n nuwe dimensie. Ek het nuwe krag gekry. Halleluja. Ek het gearriveer. Dankie Jesus. Here, dankie. Kyk, ek maak alles nuut. Gee die Here prys. Dankie broer Christo. Halleluja. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Here ons prys U. Dankie Suster Lien. Alles nie. Dankie kerkraad. Dankie mense. Alles nie. Die bloed van Jesus reinig. Hy maak alles nie. Alles nie. Alles nie. Die bloed van Jesus reinig.